oggend hierso in die erediens. Dit is so lekker om te kuier. Ek het so lekker gesit en kuier dat Johan gesê het, hoor jy, is nou tyd dat jy moet kom preek. So baie welkom. Ons wil in besonder vir ons vriende van Missions Ablaze hier vanoggend baie welkom sê. Hulle gaan later so 'n bietjie met ons praat, selfs oor dit waarmee hulle besig is. So baie welkom ook vir julle. Dis vir ons lekker om julle hier te hê. Ook ander besoekers. Ek vergeet baie keer as die ander besoekers is, julle is natuurlik ook welkom en ons hoop dat julle baie lekker kuier. En ek vergeet ook altyd as daar nuwe intrekkers is, asseblief kom sê vir ons goeie dag na die tyd. En dan het ons so 'n uitdeelstukkie wat ons vir jou wil gee, dat jy net agter kan kom hoe die gemeente werk en wat aan die gang is. Ek gaan so vinnig deur die afkondigings gaan. Jy het nou daarna gesit en kyk. So ons Bybelstudie, ons nie nou Dinsdag nie, die Dinsdag daarna hervat ons weer met ons Bybelstudie. Ons kinders speel aan dit so 'n bietjie uitgereën en ons het hom aangeskuif na die 11de April toe. Nou hou ons tone en duime alles vas dat dit mooi weer gaan wees die 11de April. Kyk daarso vir voorbidding. By voorbidding wil ek byvoeg. Lisel het vir my gesê, familielid van hulle wat oorlede is, haar oom. So ons dink aan Elsie en kleintjie Coetzee. Dit is Elsie se swaar met sy afsterwe Albert Coetzee wat afgesterf het. Ons dink aan julle. En dan is toe ek hierdie opstel te sien, maar dis soos 'n muurnes wat nou in hierdie week verjaar. Vandag verjaar Lauren, ek het jou gesien, daar was jy, baie geluk, ons gaan net vir jou sjokolade gee, daar's hulle, en so ons gaan nou daaraan aandag gee, en dan die 13de April is Jan de Wet hierso, gaan hy vir ons optree tydens ons Palmsondag, so dis iets lekker om na uit te sien. En dan sê ons sommer so lank vir julle, kyk uit vir Goeie Vrydag, die 18de April, 8:30 is ons diens met 'n nagmaal. Goedjies vir Greytown, daar sy. En dit is ons afkondigings. Vriende, dit is so 'n groot voorreg dat ons hier by mekaar kan wees. En dis vir my partykeer, dis soos 'n radio wat jy moet instel op die stasie, né? Ons is nie altyd so ingestel nie. Die radiostasie is daarso. Die ouens, die ouens in die ateljee is reg, maar as jy en ek wat so bietjie die knop moet verskuif om op die stasie te kom. En partykeer is ons heeltemal van die stasie af. So mag die Heilige Gees vanoggend na ons toe kom en ons op God se stasie mooi instel sodat ons sy stem kan hoor. Want dit is die Here wat sê, hoe kan ek jou prys gee? Ek gaan jou nie los nie. Ek kan jou nie los nie, ek is te lief vir jou. Dis die Here wat vanoggend ook na ons toe kom en sê, hoe kan ek jou prys gee? Ek het jou te lief. En mag jy en ek dit vanoggend ook ervaar as ons gaan praat oor uiterste liefde. Mag jy en ek dit ook ervaar. Die sanggroepie, julle kan so lank vir ons regmaak. Verskriklik dankie dat julle vir ons lei in die sang en die aanbidding. Waardeer dit. So wil jy nie net vir 'n oomblik stil raak en die Here se stem hoor. Hy's hier teenwoordig. Ons praat nie oor hom in die derde persoon nie, hy is hier, hy is die opgestaande Here Jesus, hy lewe, sy Gees lewe hier binne in ons, en dit is hy wat vanoggend vir elke een van ons sê, jy is welkom hierso, ek kan jou nie prys gee nie, ek het jou te lief.
vrede van die Here as hy ook vir ons vanoggend sê, ek is hier by julle. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas besyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Kom ons loof hom. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. It's the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great
is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Dan moet ek jy, my redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink te saam. O heerlik Heer, U grote naam. O heerlik Heer, U grote naam. O heerlik Heer, U grote naam. Kom maar sit. Sy. Goed, kinders, julle is net 'n paartjies van julle. Ek dink julle ander maatjies lê so 'n bietjie laat, né? Nou in die vakansie. Slaap julle 'n bietjie later daarom? Doen julle? Mens moet rus, want skool gaan is moeilik en is swaar. Sy. Goed, wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Wie van julle gaan kom? Sis, kom jy? Kom steek vir ons aan. Maak ons die Bybel oop. En onthou hiermee sê ons Here, ons wil leef uit U woord uit en Here Jesus, U is die lig in ons pad, vir ons die lig maak, né? Goed, verjaarsdag, is daar van julle wat verjaar het? In die week? Wanneer het jy verjaar? Hoe oud is jy nou? Hoeveel vingertjies? 6. Ja, nee. Hy verjaar al. Verjaar hy môre. Dis fyn. Dis naby genoeg. Moet nou nie 'n mooi storie met feite opmors nie. Dis fyn. Dis baie fyn. Ons hoop jy gaan baie lekker verjaar môreoggend, lekker koek eet, lekker kuier saam met boeties en mamma. Lekker. Nog verjaarsdag maatjies. Horen, gaan een van julle daar vir tannie gee. Gee daar. Sy gaan haar hand opsteek. Is daar nog hier van julle wat verjaar? Ek kyk nie altyd wyd genoeg nie. Julle moet skree en 'n handstand doen en dan sien ek jy verjaar. Daar sê jy, dis nog 'n verjaarsdag. Wil jy die sjokolade hê of verjaar sy regtig? Gee daar so vir daai dan. Baie geluk. Sy. En wat is ons verjaarsdagwens? Kan julle net nou al bietjie begin onthou? Ons hoop dat jy sal weet dat die Here jou liefhet. Ons hoop dat julle sal weet dat die Here julle liefhet, dat julle dit sal ervaar in julle nuwe lewensjaar, dat die Here vir julle baie liefhet. Ek gaan nie laat ons vanoggend sing nie, ek gaan vir hulle bid. Ons saam vir hulle bid. Here, baie dankie vir hierdie verjaarsdag maatjies, dankie vir hulle spesiale dag. Dankie dat U vir hulle elkeen so liefhet en ons sal bid, Heilige Gees, dat U vir hulle sal herinner daaraan dat U vir hulle baie liefhet. Amen. Sy. Goed. So ons gaan vanoggend so 'n bietjie praat. As hierdie ouetjie daar sê baie geluk. Hoe dink julle hoe sterk is liefde? Of kom ons praat so, wat is die sterkste ding waaraan jy kan dink?
Wat is baie sterk? God is baie sterk, né? Dis waar, God is die sterkste. En die Bybel leer vir ons, God is liefde. So liefde is regtig die sterkste ding wat 'n mens in die lewe kan hê. Dink so 'n bietjie aan jouself, vir wie is julle lief? Ek kan nou nie hoor van boyfriends en girlfriends nie. Vir wie is julle baie lief? Sê 'n bietjie vir my. Jou familie. Mamma en pappa, oupa en ouma, my familie, baie lief. Dink jy daai liefde gaan ooit opraak? Nee, partykeer knor ons vir mekaar en partykeer beklei ons 'n bietjie, né? Hoop dit gebeur by julle ook. Ja, partykeer is dit nie altyd so lekker in die familie nie, né? Maar ons hou nie op om vir mekaar lief te wees nie. Dink julle dit is reg so? Sal nie ophou nie. Wie van julle was al in 'n restaurant wat weet julle wat is bottomless? Bottomless. As jy koeldrank kan drink en jy drink hom op en hulle sê hier's vir jou nog een. En jy drink hom op en hulle sê vir jou hier's nog vir jou nog een. Het julle dit al gedoen? Weet julle? Ja, dis lekker, né? Want jy hoef nie bang te wees, na hierdie een is my koeldrank op nie, né? Want dis 'n bottomless. Die Here se liefde is bottomless. Sal nie opraak vir ons nie. En ek wil ook hê dat ons so ook vir mekaar sal lief hê. Right. Julle kan nou weer by mamma en pappa gaan sit en dan gaan ons nou bietjie saam lees hier uit Johannes 13 uit. As jy jou Bybel het, dan kan jy so lank daarna blaai, andersins gaan ek dit hierso op die skyfies vir julle wys, Johannes 13. Maar voor ons dit gaan praat, gaan lees, wil ek sommer net ons gedagtes so 'n bietjie rig. Ken jy van uiterstes? As jy vanoggend in die Gaza-strook sou wees, of in die Oekraïne. Jy sou vir daai ouens vra, ken jy van uiterstes? Sal hulle vir jou beslis sê ja. Ons weet van uiterstes. Ons lewe in 'n wêreld waar jy nie weet of daar die volgende oomblik 'n bom op jou huis gaan val. Ons leef in 'n straat waar 3/4 van die geboue weggeskiet is. Ken jy van uiterstes? Hulle sal vir jou sê, ja, verseker. Ons ken van uiterstes. Ken jy van uiterstes? Sal jy vra vir die boere in die Noord-Kaap, van die Karoo, wat vir jare nie reën het nie, en wat sien hoe sy vee die een na die ander vrek. En as jy vir so 'n boer sou vra, ken jy van uiterstes? Sy sê ja, ek bly in 'n omgewing van uiterstes. Jy is nie verseker dat jy hierdie jaar of volgende jaar of die jaar daarna reën gaan kry nie. So as jy my vra, ken jy van uiterstes? Ja. En hier in KwaZulu-Natal sit ons met die ander uiterste van ken jy van uiterstes? Die storm en die vloede wat ons beleef, laat ons ken van uiterstes. Ons is blootgestel aan die natuur en aan storms en vloede wat jou huis kan wegvat. So as jy vir die ouens sou vra, ken jy van uiterstes, dan sal hulle vir jou sê ja. Ons ken van uiterstes. Dinge wat buite die normale is. Ken jy van uiterstes dalk rondom siekte? Siekte van 'n kind.
siekte van 'n huweliksmaat, siekte van 'n pa of 'n ma. En hier is van julle wat sal sê, ja, ons ken van. Dit strek 'n ou nogal, né? Dis uiterstes. Dit rek jou. So jy sal kan sê, ja, ek ken van uiterstes. So ek noem 'n klompie voorbeelde van uiterstes wat daar is in 'n mens se lewe. Ek dink, en miskien is ek verkeerd, maar ek dink die uiterste is die uiterste van verhoudings. So sit jy vanoggend hier en ken jy van verhoudings wat opgebreek het? Ken jy van teleurstelling met liefde? Dan sal jy weet van uiterstes, né? Jy sal weet. Ek hoef dit nie vanoggend vir jou te verduidelik nie. En is amper half asof dit die uiterste van uiterstes is. Want ek kan my huis verloor, en dit is 'n uiterste. Daar kan siekte kom, en dit is 'n uiterste. Ek dink nogal waar verhoudings opbreek, is dit die uiterste van uiterstes. Waar daar eers liefde was, of waar daar liefde verwag is, en dit nie gerealiseer het nie, raak dit 'n uiterste. Dit laat 'n litteken op elke een van ons se lewe wat daarmee te doen het. 'n gebreekte arm kan jy nog spalk, maar ons sukkel met gespalkte harte. Ken jy van uiterstes? Ons is in hierdie lydingstyd, is ons besig op die kruisweg van Jesus. En liefde se uiterste op die kruispad is waarby ons vanoggend gaan stil staan. Juis hierdie ding van verhoudings wat gebreek het. Johannes 13. Hoor so 'n bietjie wat skryf Johannes. Wonderlike evangelie. As jy ooit wonder oor waar moet ek begin om die Bybel te lees, begin by die Johannes evangelie. Jy sal nie spyt wees nie. So wat skryf Johannes oor uiterstes? Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan die tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel opgestaan, sy boekleed uitgetrek, 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit.
As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. So 'n bekende gedeelte, né? Ons ken dit so goed, die voetewassing van Jesus. En dis waarby ons vanoggend stil staan, hierdie uiterste liefde. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Liefde waag. Jy weet dit vanoggend. Die oomblik wanneer jy lief het, waag jy. Dink maar aan enige vorm van liefde. Of kom ons vat dit baie eenvoudig met jou troeteldier, met jou hond. Jy waag dit om hierdie hond lief te hê, maar jy weet nie hoe lank hierdie hond nog by jou gaan wees nie. So jy waag dit. Ek onthou baie jare terug, 'n vrou gesê toe haar groot boerboel dood is, ek gaan nie weer vir my hond kry nie, want dit is te seer. Die oomblik wanneer jy lief het, waag jy. Liefde is 'n waagstuk in verhoudings, want daar's geen waarborg nie, né? Iemand anders het ook gesê, as jy waarborg wil hê, koop vir jou 'n yskas, maar vir liefde is daar nie 'n waarborg nie. Dit is dood eenvoudig so, omdat jy nie twee persone, jy kan nie 'n ander persoon jou beveel om jou lief te hê nie. En wanneer dit baie keer hartseer is en daai liefde ophou, kan jy ook nie daai persoon sê, maar hê my weer lief nie. Dis 'n waagstuk. Liefde is regtig 'n groot waagstuk. Terwyl die liefde mooi loop, soos die Toyota advertensie, alles loop reg, werk die liefde mooi, né? Maar ons weet die lewe het 'n klomp 4x4 roetes waar die liefde getoets word. Tot die uiterste getoets word. En met die liefde waag jy om jouself bloot te stel. Jy gee iets van jouself, jy gee jou hart, jy maak jouself oop hiervoor. Dit kan nie anderste nie, ons kan nie anderste nie. Ons moet bly waag met die liefde, maar dit bly 'n waagstuk. So het God gewaag met die wêreld. So kom God na die wêreld toe. En hy sê, ek waag dit met mense, ek dink nou sommer aan Romeine 5, vers 6 en 8 en 10, met mense wat niks met my eintlik te doen wil hê nie. Toe ons nog vyande van God was, toe ons nog sondaars was, toe ons nog niks van God wou weet nie, toe stuur hy sy seun. En God waag met jou en met my, want God is liefde, en God is bereid om te waag. Hoor wat sê Johannes hierso aan die begin, wanneer hy praat oor Jesus wat na die wêreld toe kom. Die ware lig wat elke mens verlig was, kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hoor jy dit? Sien jy dit? Lees jy dit? Sy eie mense, wat veronderstel is om hom te aanvaar, het hom nie aangeneem. Maar God waag dit, en Jesus waag dit, met liefde. Tweede kenmerk van uiterste liefde. Uiterste liefde gee alles. Ek weet nie of jy al dalk in 'n verhouding was waar daar teruggehou is, waar liefde teruggehou is nie. Jy sal weet hoe so 'n verhouding werk, dit maak jou onseker van hoe lief het jy my nou, as liefde bietjie teruggehou word, as liefde nie alles gee nie. Want liefde is eintlik gemaak om alles te gee.
Ek het vanoggend Chris hulle Janie het vir ons die blomme hier gedoen. En toe dink ek net, so kyk na hierdie Strelitzia. Die Strelitzia is gemaak om ten volle oop te gaan. Dis waarvoor hy die Here hom gemaak het. Strelitzia kan nie halfpad oopmaak nie, dan is die plant siek, dan is iets nie reg nie. Hy is juis gemaak om ten volle oop te maak, om die heerlikheid van God ook so te vertoon. Liefde is gemaak om alles te gee. Uiterste liefde gee alles. Liefde wat terughou is arm liefde. Dit bring onsekerheid. Johannes skrywer is 'n meester. Hy skryf nie sommer net 'n ding nie. Wanneer hy skryf Jesus wat sy boekleed uittrek, is dit dieselfde term eintlik van hy maak homself leeg. Hy gee alles wanneer hy sy boekleed uittrek. Liefde wat alles gee, vergeet van homself. Miskien is dit ons probleem dat ons so bang is om ten volle lief te hê, so bang is om ten volle te gee, dat ons terughou. Dalk het jy al soveel teleurstellings oor liefde in jou lewe gehad. En dit is so, dit maak 'n mens bang, versigtig, terughoudend. Dit is so. Met elke een van ons is dit so. Jesus se liefde is die liefde wat alles gee. En liefde wat alles gee, vergeet van homself en fokus op iemand anders. Dis liefde wat alles gee. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad, hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Wanneer hy daai boekleed uittrek, is 'n teken eintlik van ek gee myself. Hoor wat sê Paulus in Filippense 2 oor Jesus, en dis dieselfde term ook, dis amper half, ek kan dit nou nie hierso doen nie, ek dink nou te laat, maar dis, as ek hierdie bekertjie water, halwe liefde is, ek hou terug in die beker. Liefde wat alles gee is, hierdie beker word leeg gemaak, en dis wat Jesus kom doen. Hy is in die gestalte van God, hy het sy bestaan op God gelyke wys, nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie. Liefde wat terughou, klou vas. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Toe hy as mens verskyn het, hy homself verder verneder, hy gee homself, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Hebreërs sê, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig Jesus was, het hy die kruis verduur, om vir die skande, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hou nie terug nie. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra. Dan sê julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vriende, mag jy en ek vanoggend dit hoor, dat God sê, luister mooi, ek kan jou nie liewer hê as wat ek jou het nie. Niks wat jy kan, oulike ding wat jy kan doen, kan my liewer maak vir jou nie, en geen droog maak wat jy doen. Geen sonde kan maak dat ek minder lief is vir jou. Jy het mooi gehoor. God het ons met alles lief, wat hy in hom het hy ons lief. En dit kan nie verander nie. Die volgende ding wat ek wil hê dat ons aan moet dink, uiterste liefde wil verstaan word. Hoor bietjie wat sê Jesus vir hulle, en Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan, sê hy vir Petrus. Petrus, jy weet nie lekker wat hier gebeur nie, maar later aan sal jy dit verstaan, want God wil hê dat ons verstaan. Hoe het ons godsdienst so ingewikkeld gemaak, amper half asof net 'n paar mense dit kan verstaan? Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Liefde is nie veronderstel om so ingewikkeld te wees nie. Ons verhouding met God is nie veronderstel om so ingewikkeld te wees nie. God wil hê dat jy en ek dit verstaan.
toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aan hulle aangetrek en weer aangesit, sê, verstaan julle wat ek nou vir julle gedoen het? Sou die Here vanoggend na jou en na my toe kom en sê, verstaan jy? Verstaan jy hoe lief ek jou het? Verstaan jy dit? Hoor jy dit vanoggend? Sien jy dit raak in jou lewe? Verstaan jy hoe uiters lief ek jou het? Jy sien, dit is nie 'n verstaan van die kop nie. Ons kan baie boeke lees oor die liefde, die 5 tale van die liefde en. Kursusse doen oor die liefde en kursusse doen oor verhoudings. Maar as dit nie hier gebeur nie, as dit nie my hart raak, verstaan ek nog nie. Want liefde werk met die hart. Liefde werk met verhoudings. En daarom wanneer Jesus vir hulle vra, maar verstaan jy dit? Verstaan julle wat ek vir julle doen? Is dit eintlik, weet julle hoe lief het ek julle? Verstaan julle dit? En as jy en ek sukkel om dit te verstaan, en dit is so, ons sukkel. Ons weet nie altyd hoe die liefde werk nie, ons weet nie altyd hoe die Here se liefde werk nie. Dan is hy nou nie soos 'n wiskundeonderwyser wat moedeloos raak en sê, asseblief wil jy nie 'n ander vak vat nie. Of wil jy nie gaan na laergraad nie. God sal aanhou vra, verstaan jy? Elke dag vra hy weer, verstaan jy hoe lief ek jou het? Hou nie op nie, sal nie moet opgee nie. Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? En uiterste liefde nooi my uit. Dis wat liefde doen. Liefde nooi uit en sê, laat my toe om jou lief te hê. Is nie altyd so maklik. Miskien wanneer ons te veel uiterstes ervaar het, bou ons vir ons mure en wil ons onsself beskerm en wil ons nie toelaat nie. En Petrus, die voortvarende Petrus, sê, Here, in alle ewigheid sal U nie my voete was nie. Kom ons sê dit in ander woorde. Here, ek kan nie toelaat dat U my so lief het. Dan kom die Here weer en hy nooi vir ons uit. Laat my toe. Laat my toe om jou lief te hê, jy sal beter verstaan. Ekskuus hierso. Jy sal beter verstaan oor wie ek is. Laat my toe. So vriende, nou sit ons hier verskillende mense vanoggend met verskillende stories oor die liefde en verskillende maniere hoe ons verstand werk. Party van ons is klinies in ons verstand en ons soek bewyse en ander van ons is meer emosioneel ingestel in. Maak nie saak waar jy vanoggend is, laat toe dat die Here vir jou bedien met sy liefde. Ek ken nie jou storie nie, ek ken nie jou hartseer storie oor die liefde nie, en ek verstaan dat hartseer stories van liefde vir ons skrikkerig maak om toe te laat. Maar die Here kom en hy nooi vir ons uit en hy sê, laat my toe. Hy sê vir Petrus, Petrus sê, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Ons laaste uiterste liefde. Uiterste liefde roep ons vir mekaar. Jesus sê, as julle verstaan wat ek vir julle gedoen het, behoort julle dit ook aan mekaar te doen. So uiterste liefde is nooit vir jouself nie, is nie selfsugtige liefde nie.
Gaan nie oor my nie. Gaan ook nie daaroor dat ek jou lief het en jy moet nou vir my terug lief hê nie. Want dan is dit 'n liefde met 'n agenda. Uiterste liefde sê ek het jou lief. En of jy dit aanvaar of jy dit nie aanvaar nie, ek het jou lief. Behoort ons dit ook vir mekaar te doen. Ek dink baie keer, vriende, dis makliker om die Here lief te hê, né? Want hy's nie altyd so sigbaar vir ons, voel ons nie. So dis amper al makliker om die Here lief te hê. Maar boy, ons wat elke dag met mekaar te doen het en met mense wat met mekaar te doen het, ons stoei daarmee. Dis moeilik. So dis die uitdaging. Die uitdaging is om uiters lief te hê in hierdie wêreld. Anderste as wêreldse liefde. Toyota liefde, alles loop reg, altyd reg. Dis maklik. Met my mense wat vir my lief is en alles loop mooi reg. Uiterste liefde gaan oor grense heen. Uiterste liefde word getoets. Uiterste liefde word teleurgestel. Uiterste liefde word verwerp. Uiterste liefde raak baie keer moedeloos. Ons kan nie anders doen. Kan nie anders doen nie. Ons kan nie opgee op uiterste liefde nie, want hy het my tot die uiterste toe lief. En ek weet daar is daar, hang af hoe jy opstaan, né? Party daar staan jy op en jy maak vir die taxi plek vir jou. En ander daar staan jy op en jy wens jy het 'n vreeslike boelbaar aan die voorkant van jou kar. Dis jy en ek. En dan wil die Gees vir ons net weer terugbring by dis wat ons aan mekaar behoort te doen. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel soos ek vir julle gedoen het. So moet julle ook doen. Hoe sal die wêreld verstaan as ons nie uiters lief het? Kom ons vat net gou-gou weer saam. Want ek sê ons raak weg in 'n erediens. Jy moet ook nie sleg voel daaroor nie, dit gebeur. Kyk net weer mooi na hierdie goeters van uiterste liefde. Uiterste liefde waag. Moenie ophou waag om lief te hê. Uiterste liefde gee alles. Kom ons probeer om ook alles te gee soos wat hy gegee het. Uiterste liefde wil verstaan word. Dis 'n hartsding. Verstaan jy hoe lief ek jou het? Uiterste liefde nooi ons uit. God sê kom stap saam met my en hê uiters lief. En uiterste liefde bring ons na mekaar en na die wêreld toe. Dis wat uiterste liefde van ons vra. Hoe sal die wêreld verstaan? Hoe verwag ons moet die wêreld God se liefde verstaan? Anderste as deur ons. Sy liggaam wat in hierdie wêreld moet uitgaan en uiters lief het. Hoe sal die wêreld verstaan as jy en ek nie begin om dit te leef nie? Amen. Ek gaan nou, Tinus, ek gaan vir julle vra oor Mission Blaze, dat julle 'n bietjie vir ons kon vertel, want dit is hierdie antwoord al 'n deel van die antwoord oor hoe sal die wêreld verstaan met dit waarmee julle besig is met hierdie liefde van die Here. So jy kan solank hierna toe kom en dan gaan ek probeer om jou videoetjie reg te kry.
Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met almal van u. Ons is baie bly dat ons hier kan wees. En daai was nou net 'n kort stukkie, was in Engels geweest, want ons is maar almal Engels. Ons is nou hier gekom vanmôre in die Afrikaanse kerk toe, maar ons het dit geniet. Baie goeie boodskap geweest. En ek glo dis nodig dat elke persoon weet wat binne is. Dit wat binne is moet uitkom buite toe. As dit binne gehou word, dan dan gaan jy niks ontvang van dit wat binne is nie. Die Here het elkeen van ons geskape met iets binne in ons wat ons die mense rondom ons mee kan help wat hulle nodig het. En elke persoon hier is uniek. Nie een van julle is presies dieselfde nie. Elkeen het 'n verskillende duimprint, elkeen verskillende oogretinas en elkeen verskillende lywe. Mares en vettes en kortes en langes. En die Here het ons so geskape omdat hy uit sy liefde vir ons en het ons so geskape sodat ons daar wat daar buite aangaan, dat ons dit kan beïnvloed. Jy's 'n beïnvloedaar van God in hierdie wêreld. Jy's nie hierso om die lug op te neem nie. To breathe all the air up. Jy's nie daarvoor hierso. Jy's hierso om dit te doen wat God vir jou voorgeskape het. En het jy al ooit uitgevind hoekom was jy nie in 1880 gebore nie? Hoekom was jy in 1510 gebore nie? Hoekom het jy saam Jesus geloop op daai paai waar hy geloop het in Jerigo nie? Hoekom? Want God het jou nou nodig. Hy het jou geskape nou hierso vir nou, sodat jy nou kan 'n verskil maak waar jy is. En dis wat ons probeer doen met Mission Sublice. Ons is hierdie jaar 30 jaar oud. En 30 jaar terug het die Here met my gepraat in 'n visie en gesê, dis wat jy gaan doen. Ek het ek het 3 kerke gestig en oorgegee vir die volgende ouens. Hulle almal bestaan nog. Een van hulle is in Sekuna wat 'n enorme groot kerk het. Hy het oor 1000 mense in die kerk. En so het die Here ons gehelp om dit te doen. Maar toe kom maar 'n stadium wat my sê jy moet nou los wat jy besig is in Durban toe gaan en ek het dit nie verstaan nie. En ek het hier gekom en ek het begin werk in 'n werkswinkel en meubels gemaak vir skole, hierdie ACE skole. En toe gee die Here my eendag, ek was die sendingdirekteur vir Rema Bybelkerk in Durban en toe gee die Here vir my die visie. Toe ek een Vrydag middag by die huis kom, ek het 'n kerk besig om te bou in Machana, daai tyd, en toe gee hy vir my hierdie visie, toe wys hy vir my die aardbol, die kruis, die arend wat lig, en Mission Sublice, we feed the poor. En ek sit dit toe met in my kop, en ek gaan maandagoggend praat met my senior pastoor, en hy sê vir my, ons het besluit dat hierdie sendingsbesigheid van ons is te groot vir die kerk, jy moet dit vat en gaan. Toe sê ek, daar sê, nou die Here gepraat. Toe pak ons op en ons gaan en ons het hierdie plaas waar ons is, die Here vir ons gegee. Alles op ons plek is kontant. Ons het geen skuld nie, ons kan nie skuld hê nie, want ons glo God sal gee. Dit wat die Here aansign, if he signs you on, as hy jou aanteken vir 'n doel, hoef jy nie te wonder waar gaan ek die goed kry om dit laat werk nie. Jy moet opkyk boontoe, man. Hy sê jou die woorde gee as jy die woorde nodig het. Hy sê jou die goed gee as jy die goed nodig het. Maak nie saak wat dit is wat jy wil doen nie. Die Here is daar om jou te lei om dit te doen. Come on. Kom ons los ons bangheid uit en ons begin werk maak van dit wat rondom ons is. As elke mens, een mens in 'n jaar na die Here lei, deur hom te help, jy begin hom eers help met wat hy nodig het en dan bring jy die evangelie vir hom. En as jy een mens 'n jaar doen, dan gaan dit 10 jaar van as die hele wêreld gered. Come on. Ons kan dit mos doen. Kan ons dit doen? Ja, ons kan dit doen. So ons moet besluit maak, wat gaan ons doen met ons lewe? Ons is almal grys. Ek is 'n paar jaar kort van 80, ek is 78 hierdie jaar. En ons moet besef, jou lewe gaan eers ophou. En wat het jy gedoen vir Here in daai tyd wat jy hier was? Ons by Mission Sublice voer daar gewys 85 mense by die hek, is baie meer as 85 deesdae. En dan sit een plek waar ons voer 16 plekke. En Brenda gaan nou opkom en vir ons verduidelik wat ons alles doen. Sy sal al die statistieke gee. Maar ek wil net sê dat in ons harte is ons op die plek by Mission Sublice waar ons weet, ons is nodig om te doen wat ons doen, want daar is mense afhanklik van dit wat ons doen. En ons gee, aanhoudend gee ons, en ons ontvang aanhoudend. Ja, ons is net so, julle ouens verstaan elektrisiteit, miskien nie, maar as daar 'n prop hier is, kom maar 'n conduit na hom, 'n pyp na hom wat die krag soontoe bring.
As jy waterkraan oopdraai, is daar 'n pyp wat die water bring na die kraan toe. Ons is daai pype. Die Here sit die water bo-in en die kraan gooi onderuit. We only a conduit. Ons bring dit wat die Here vir ons gee. So, ons is nie bang om dit te doen nie, ons is nie bang dat dit gaan nie meer maak nie, en dat alles gaan opraak nie. Dit gaan nie opraak nie, want God is in beheer. Jy moet net vorentoe gaan en gaan doen wat die Here van jou wil hê. Ons het die plaas wat ons het met alles daarop, en ons doen die werk wat ons daar doen, ons het 'n klompie voertuie, hulle is nou al 'n bietjie oud, en ek kyk op boontoe elke dag en sê, Here, ons het nuwe voertuie nodig. Here, ons het nuwe voertuie nodig. Daar's nie 'n voertuig by ons wat onder 300,000 kilos op het nie, en meeste van het oor 400,000 kilos op. So, hulle werk harder as die mense, en hulle kry die werk gedoen. Maar ons weet dat die Here sal voorsien, en ons weet dat die Here ons harte sag maak vir die nood rondom ons. En ons weet dat as ons gaan hy voor ons uit. Dis die wonderlike sy van die saak. Ons gaan nie, en ons wonder of iets gaan gebeur nie, hy gaan voor ons uit. En hy lei ons. En soos jy gesê het, Dominee, dat die Heilige Gees wys vir jou, die Heilige Gees leer vir jou, die Heilige Gees neem jou soontoe, en hy maak jou, Dawid in die Psalms geskryf, maak jou mond oop, ek sê die woorde gee. Hy maak ons mond oop en hy gee vir ons die woorde. So ons wil vir julle baie dankie sê vandag vir wat julle ouens vir ons gedoen het tot hede toe. Gerda en Jan kom daar aan en dan moet ons uitpak, dan is die hele kattebak vol goeders. En hy werk mos vir Red Bull, hy ry daai Red Bull kar, Max Verstappen. Jy moet sien hoe ry daai kar. Sjoef. Dan kom hy daar in en dan lei ons alles af en ons gee dit vir die mense en die mense word deur julle hande. So, as jy miskien nie daar is waar daai ou is wat dit nodig het nie, weet jou hande, jou werk, jou wat jy hiernatoe gebring het, raak daai persoon daar en God sien dit raak. So moenie ophou om te bring nie, moenie ophou om te gee nie, moenie ophou om te bid vir ons, bid vir die mense wat ons bedien en bid vir dat ons genoeg het om vir hulle te gee sodat hulle ook 'n lewe kan hê wat 'n bietjie gemakliker is as wat hulle nou het. Amen. Brenda. Dis my vroukie Brenda. Ek sal maar bo staan, lyk soos 'n vroukie. En ons is ewe lank. En sy ons is nou 4 jaar getroud, Maart maand gewees. Haar man is oorlede van kanker en my vrou is oorlede na 53 jaar se huwelik. Is my vrou oorlede aan kanker en die Here het ons bymekaar gebring en ons is werklik waar so. Ons het regtig gemesh. En sy is die administrateur en ek is net die ou wat daar staan. Morning all. Can I speak in English, please? Okay, sorry. Yeah, thank you very much. Sorry, sy is Engelsman. Ek is 'n Engelsman, kom van die Oos-Kaap af. Thank you all. We just want to say at the beginning, we all really appreciate what you do for us. The volunteers who are there, when you bring jackets for them, the food that comes in, the jars of hope that you guys make, the clothes that goes out to the needy, we really, really appreciate it. Please do not stop that. At the moment, we have 20 volunteers, missionaries, who come to us, and we provide accommodation and food and necessities to the point that we can. And in return, they basically live with us and do the work for us. They go out on pickups every day to go and collect from retail stores. We then bring the food home to our walk-in cold room. It gets sorted, and the next morning it goes out again. It's usually food like from Woolworths on your sell-by date or your best before dates. And we need to obviously get it to the people as soon as possible. So that's basically what we do. We have 15 organizations who we supply out there. It's mainly NPOs. They then cook up the meals if we supply raw food out to them, and then they feed on. We also cook up meals for 3 creches and an orphanage that we feed on a regular basis. The people are so grateful for that one meal a day
that is warm and can nourish them. So please, that really is a blessing to us that you give to us. Our volunteers all attend early morning devotions every day. Tunis leads them in the Word, and we try and give them courses to bring them up to the next level of their spiritual growth. We also, what else do we do? When there's flood victims or the tornado that came through, we cooked up, our 20 guys cooked up 250 meals a day, got it out and fed those people by lunchtime. They really worked hard, and we see the need and we try and go out. The need is great. We have people there every day to say, please, can my organizations also get food? Can my organizations also get food? Then it becomes difficult. Who do you not help, basically? So, we ask of the shops, if you've got any contacts that can get us food to go and collect, we really would appreciate it. Some of the retail stores have, their donations have dwindled due to this scare of the spaza shop. They are not giving out food at the moment. So we are battling to feed everybody who's there. The need is very great. There are so many people lost their jobs, don't have food, walk the streets, maybe are downtrodden, and they need to be uplifted. Our guys also go out on a Saturday to various places around us in Togart, and we minister to the people. We have a bit of an evangelistic team, and they go out to bring the word to those out there. Also, the organizations who collect from us, we minister them as they come and collect. Just shortly, but at least that they know that why they are collecting and from whom the food has come, and that is God. And so we carry that forward to them. Once again, just thank you very much. We appreciate you. We appreciate all that you do. And those people who are eating today appreciate what you've done. Thank you. Okay. Wonderlike Vader, baie dankie. Ons het vanoggend ons weer gehoor van u uiterste liefde, en dis u wat sê, vir sover julle dit aan die geringstes doen, doen julle dit aan my. Dankie vir hierdie vriende van ons wat gehoorsaam is hieraan, en ons wil bid dat u vir hulle sal versterk, dat u vir hulle deur u Gees steeds net sal bevestig dat hulle binne in u wil absoluut beweeg. Dankie vir die getuienis uit hulle lewe uit. En Here, ek wil vra dat u vir ons as gemeente help vir ons om meer sensitief en meer gehoorsaam te wees, ook in die ondersteuning van hierdie aksie. Ek dink net weer daaraan, Here, vir sover julle dit aan die geringste gedoen het, doen julle dit aan my. Dankie daarvoor. Seën vir hulle. Amen. Vir julle bid, ek wil een ding sê, onthou, as jy boontoe kyk om te doen wat jy wil doen, het jy nie nodig om iets in te sit nie. Ek staan hier voor julle, 35 jaar terug het ek die laaste paycheck gekry. En lyk het of ek iets nodig het. Ek bly op 'n plaas wat klaar betaal is, ek het 3 karre, my vrou se kar ingesluitend, en ek het alles wat nodig is, want hy kyk agter die wat vir hom werk. So moenie skaam wees of bang wees om 'n ding aan te pak en sê, Here, ek gaan dit doen. Want die Here is of jy asgee nodig het. Father, I want to thank you for this morning. Thank you, my God, that we can come together. And Lord, I want to pray for this congregation, Lord, that you would just lift them up. Father, that you would pour out your Spirit upon them. Lord, that you'd awaken in their hearts the destiny that is there for them, my God. Awaken in their hearts the need, my God, to love those outside and to give to those outside and to make a difference in this world. While they are here, while they're treading this earth, my God, let them be accountable to that which you've called them to be accountable to, Lord. And let them absolutely get to the place where you can say, well done, my good and faithful servant. And we will thank you for that, my God, in Jesus' mighty name. Amen.
Lig van die wêreld wat skyn in ons lewe, open my oë, laat my sien. Liefde wat maak dat ek U ken as Vader, Gees wat hier binne my woon. Vir U wil ek my neerbuig, U wil ek aanbid en U wil ek verheerlik as my Heer, want U alleen is waardig, heilig en regverdig. U is so genadig, goed vir my. Hemelse Heer, o so hoog en verhewe, Koning vol glorie en maag. U kom na die wêreld as mens, lê U lewe af, buig om ons voete te was. Vir U wil ek my neerbuig, U wil ek aanbid en U wil ek verheerlik as my Heer, want U alleen is waardig, heilig en regverdig. U is so genadig, goed vir my. En wie sou besef wat U moes ly, verlate aan die kruis vir my. Ja, wie sou besef wat U moes ly, verlate aan die kruis vir my. Vir U wil ek my neerbuig, U wil ek aanbid en U wil ek verheerlik as my Heer, want U alleen is waardig, heilig en regverdig. U is so genadig, goed vir my. Wonderlike Here, ons wil vir U aanbid in hierdie oomblik. Heilige Gees, dat U so getrou was, dat U deur U woord met ons gepraat het. Dat ons net weer bewus kan raak van U uiterste liefde. Dankie daarvoor. En die groot uitdaging is, Here, dat ons van hier af sal uitgaan en sensitief sal wees vir hulle wat daardie uiterste liefde nodig het. Dan dink ons aan ons siekes. Ons dink aan mense wat onseker is oor hulle werksomstandighede. Ons dink aan mense wat finansiëel swaar trek. Maak ons meer en meer sensitief. Ons het een groot begeerte, en dit is dat mense U liefde sal ervaar, en aan U al die eer en die lof en die aanbidding sal bring. Here, kom deur U Gees en gebruik vir ons. Amen. Vriende, ons gaan nou geleentheid gee die Here te vereer met ons dankoffer. Die lewe by ons is nogal soet, maar die wiele draai vir die kinders van Beirut.
Die vroue in Kaïro is moeg gewag vir later. Die Koerde in Turkye vra waar is die lewenswater? Kan iemand hoor hoe hulle roep? Here gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar hy sou loop, van myself gestroop. 'n hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as wortel diep sy liefde groei. Die nuus op die TV laat my sing. Ek raak het al gewoond en ek draai my rug. Maar 'n bedelaar in Indië, sy oë is verwytend, en deur sy harde masker sien ek sy oë splytend. En Jesus vra waarom ek vlug. Here gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar hy sou loop, van myself gestroop. 'n hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as wortel diep sy liefde groei. Vriende, kom ons sluit af met hierdie gebed vir Afrika. Die, né? Hier ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon, wag op God se woord, mense smachtend in hul nood, na die God van woord. Hoor ons weer gebed, o Heer, Vader wat regeer, bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon. Seën Afrika, laat ons samen vrede woon. Pray for Africa. God the Father's love can reach down and bless all hearts from His heaven above. Oh, the lips made moved by grace, they so sweetly sing. Pray for peace in Africa, to the loving God. Tell the love of Jesus, by the hills and waters. God bless Africa and the sons and daughters. God bless Africa and the sons and daughters. Die Here seën jou en bewaar
skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. 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 Die Here seën jou en bewaar jou, mag hy jou vrede gee. Amen.